Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel. En mag hierdie saad vrugbare grond vind. En vanaand eindig ons so aan hierdie gedeelte waar ek praat met jou oor die stryd tussen die vlees en die gees. En ons almal sê amen. Ek weet nie of daai stryd vir jou bekend is. Wie van julle het daardie bekende stryd? Kom ek lees eers die gedeelte in die Bybel en sê jy amen of eina of halleluja. Is dit reg so? Okay. Hy sê, maar ek sê wandel deur die gees, Galasiërs 5 vers 16, maar ek sê wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sê saam met my, teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Ons ken daai gesegde. Dis nie 'n gesegde nie, dis iets wat Paulus gesê, die dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dit kenmerk baie keer kinders van God se lewe, is dit nie so nie? Jy kan dalk vanaand getuig, jou lewe is baie keer soos 'n singplaat. Een oomblik is jy op 'n geestelike hoogtepunt, jy leef in oorwinning, maar môreoggend as jy opstaan, is jy weer in die laagste punte. Is dit nie so nie? En ek het dit baie keer in my lewe beleef en ek voel soos 'n singplaat Christen. Moet nou nie vir die ou sê jy's 'n stuk yster nie. Okay. Sê vir hom jy's baie keer op en af in ons wandel, maar ek wonder of dit jou begeerte is dat ek en jy 'n konstantheid in ons wandel met God beleef. Is dit moontlik? Is dit moontlik? Want as jy vanaand sê dis nie moontlik hier, dan weet ek nie. Dit moet moontlik wees. Dat ek en jy 'n konstantheid beleef. Beteken dit dat ek en jy in die stryd en krisisse en by geleenthede gaan kom waar ons struikel en val nie? Nee, dis nie die realiteit nie. Die realiteit is as ons 'n konstantheid beleef, sê ek, Here, ek het hierdie begeerte om die mens te word waaroor U droom en wat U in gedagte het. Is dit nie so nie? Ek wil 'n toegewyde lewe leef. Ek wil streef, Here, daarna om 'n lewe te leef wat U verheerlik. Sê saam met die ou langs jou, want weet jy wat? Sê vir hom, weet jy wat? Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek behoort nie meer aan myself nie. Ek is duur gekoop met die kosbare bloed van Jesus. Daarom wil ek God verheerlik in my liggaam. En ons almal sê amen. 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 Die Bybel praat van 2 kategorieë mense en die een kategorie het eintlik weer 2 subdele, maar kom ons begin daar. So die Bybel praat van 'n natuurlike mens en dan praat hy van 'n geestelike mens. Dit is belangrik wanneer ons vanaand praat oor hierdie gedagte, dat jy sal weet wanneer ons praat oor die vlees en die gees, dat hierdie tipe mense daar is, die kategorieë. As jy by ons eerste tree al bygewoon het, sal jy weet, dit sal bekend klink vir jou, wanneer jy by ons eerste tree is. Die Bybel leer vir ons in 1 Korintiërs 2, vers 14 tot 15, staan daar, die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Sê saam met my, amen. So hy sê, jy kry natuurlike mens. Hierdie natuurlike mens is die mens waarna die woord verwys wat nog ongered is. Hy word volkome nog beheer deur sy gevalle natuur, sy sondige natuur. Die sondige natuur heers nog en oorheers sy gedagtes, sy emosies, sy hele lewe. Hierdie natuurlike mens het 'n harde hart. 'n donker hart, as ons dit kan sê. En dit bied weerstand teen die boodskap, die evangelie van Jesus Christus. Maar dan ook kry jy die geestelike mense, saam met my halleluja. Okay, ek hoop jy's in hierdie kategorie. Amen. As jy in die eerste kategorie is, wil ek vir jou sê, daar's soveel hoop. Daar's soveel hoop. Dis juis dat ons wat vanaand sê, wat ons is geestelike mense, daar was 'n tyd in ons lewe wat ons almal ook wat? 'n natuurlike mens was. Amen. Wat ook deur ons sonde beheers was. Wat ook op ons eie paaie geloop het, soos wat die woord en die profete ons leer. Was 'n skape wat ons eie pad gevolg het. Ons het afgedwaal van die waarheid en van die weë van die Here. Maar was 'n dag toe sy gees kom ons oortuig van sonde. Daar was 'n dag
Franco wat sy gees oortuig het van geregtigheid en oordeel. Daar was 'n dag waar die gees van God by ons kom staan het. Daar was 'n dag waar die evangelie boodskap ons harte kom wen het. En 'n dag waar ek en jy opgestaan en gesê, ek sê ja vir Jesus. 'n Dag waar jy gesê het, Here, ek neem U aan as my verlosser en my saligmaker. 'n Dag wat jy gesê het, 1 Johannes het 'n werklikheid geword, ek het my sonde bely, my ongeregtigheid, en hy is die een wat my vergewe het van al hierdie ongeregtigheid. En op grond van die feit dat ek hom aangeneem het, kan ek nou kind van God genoem word. Amen. En wanneer ons praat oor die geestelike mens, verwys dit na 'n kind van God. Maar hierdie geestelike mens, daar's nog 2 tipe geestelike mense wat jy kry. Jy kan vanaand in een kategorie val of in die ander kategorie. Kom ons hoor. En die woord van die Here leer vir ons in 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 3. En ek, broers, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie. Onthou, hy praat hier met die kerk in Korinte. Hy sê maar met vleeslike mense, soos met klein kindertjies in Christus. Hy sê ek kon nie met julle praat soos geestelike mense nie, ek moes met julle praat soos vleeslike mense. Maar hulle is aan kinders van die Here, soos klein kindertjies in Christus. Ek het met julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie. Want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle nog jaloesie, twis en tweedrag is, en dan vra hy die vraag, is julle dan nie vleeslik en wandel julle dan nie in die mens nie? Hy kom in hierdie gedagte en hy sê, daar is 'n geestelike mens. Daar's 'n natuurlike mens, wat weerstand bied teen die evangelie, wat tog beheers word deur sy sondige natuur. Maar dan is daar 'n geestelike mens wat op 'n plek gekom het en gesê het, ek is deur die gees van God vervul, ek is wederbaar, ek het myself bekeer tot God. Maar dan kom hy en dan sê hy, maar soms vind ons onsself dat daardie geestelike mens 'n vleeslike mens is. Jesus is koning van jou hart, maar hy sit nie op die troon in jou lewe nie. Amen. Hy sit nog nie op die troon nie. Hy heers nog nie. Hy is jou verlosser, maar hy is nog nie koning van jou hart en koning van jou lewe nie. En die woord van die Here praat met ons oor dit. En hy sê dis 'n gevaarlike toestand om te wees, want hy sê die vlees bedink die dinge wat die dood veroorsaak. Hy sê die vlees bedink vyandskap teenoor God, maar hy wat deur die gees bedink, dit wat die gees bedink is liefde en vrede en vriendskap met God, as jy Romeine 8 gaan lees. Ek wil jou vra vanaand, kan dit wees dat 'n kind van God nog in sy vlees kan leef? Die realiteit is ja, ons kan. Maar hoe gebeur dit? Dit gebeur slegs deur hierdie 2 redes. Wanneer ons nie 'n volle oorgawe gemaak het en streef daarna, dat God totaal en al beheer oor ons lewe het nie. Wanneer jy vanaand hier sit en sê, ek is kind van God, maar jy is nie toegewyd. Jy is nie toegewyd nie. Daar's nie 'n volle oorgawe aan sy beheer nie. Daar's nog nie 'n volle oorgawe om die ou natuur te begrawe nie. Daar's nie 'n volle oorgawe om te breek met die ou manier van lewe nie. Jy het verlossing ervaar, maar jy het nog nie die kleed van 'n nuwe mens aangetrek nie. Jy akkommodeer nog die ou kleed waaroor ons verlede week gepraat het. En dan in die tweede plek kan dit wees soos wat Galasiërs vir ons sê. Galasiërs wat praat dat kinders van die Here kan terugval en hulle kan stagneer in hulle geestelike wandel met die Here. Amen. Dis die realiteit vanaand. Maar ek wonder, waar is jy vanaand? Elkeen van ons is tog op reis saam met Jesus, is dit nie so nie? En jy kan vanaand hier sit en sê, ek weet ek het hierdie stryd tussen die vlees en die gees, en ek wil so graag in die volheid van die gees leef. Ek wil so graag vanaand sê, dat die Heilige Gees my lewe beheers. Ek wil so graag sê, dat ek wandel in die gees, maar ek vind myself konstant terugkeer na my ou manier van leef. Een manier hoe jy dit agterkom is, wanneer jy nie meer berou het oor sonde nie. Wanneer jy en ek in sonde wandel, en iewers skielik skiet ons net so skietgebed op, ag Here, ek is jammer. Ek wil jou vra vanaand, waar is jy in jou wandel met God? Die Here het vir jou meer begin. Ek wil nie soos die Galasiërs mense wie kerk wees wat gesê het, ek het in die gees begin, maar ek het nie in die gees klaar gemaak. Sê saam met my, Here, ek wil in die gees begin. En ek wil in die gees klaar maak. Amen. Dis vir die werk wat God kom doen. As ek en jy vleeslik is, het ons 'n gebrek aan geestelike insig. As ons in die vlees is,
dan het ons 'n toestand van onvolwassenheid. Het jy al 'n babietjie gesien? 'n Babietjie is mooi, nê? Maar 'n 5-jarige ouer babietjie is nie meer so mooi nie. En wanneer ons in die vlees bly, is dit 'n teken van verlengde onvolwassenheid in die Here. Want dis wat 'n vleeslike Christen eintlik is. Ek is onvolwasse in my wandel met die Here. Vleeslike Christene is jy konstant in 'n toestand van sonde en mislukking. As jy 'n vleeslike Christen is, dan kom ek en jy op daai plek waar ons net sê, ek maak nie die merk nie. Maar die Gees wil jou lei. Ek en jy kan die merk maak. Sê gesaam met my, ek is geroep om 'n heilige lewe te leef. En dis die begeerte wat God het deur sy Gees om jou en my te lei. En ons baie wat ons vanaand kan praat, maar ek wil hê jy moet weet, daar is hierdie kategorieë, die natuurlike mens, ek is darm nie meer daar nie. Ek is hierdie geestelike mens, maar waar is jy vanaand? Is jy hierdie vleeslike mens wat nog die ou sondige natuur akkommodeer, of is daar hierdie begeerte om in volle toewyding en oorgawe te leef, soos wat ons vanoggend gehoor het om te sê, ek word konstant volgemaak deur die Heilige Gees, ek wandel in die Gees. En jy kan vanaand sê, maar wat beteken dit om te wandel in die Gees? En ek het 'n bietjie gaan stil staan en ek het so 23 dinge gekry wat jy kan doen. Ek moet nie bekommerd wees nie. Ek het toe maar net besef, daar 6 wat mooi en belangrik is. Wat ek met jou wil deel, wat jou kan help in jou wandel met die Here, om seker te maak dat ek en jy breek met hierdie ou manier van leef. Amen. Want sê saam met my, ek is dood vir die sonde. Die sonde het nie meer mag oor my nie. Ons sê mos, nie meer, ons vanoggend gehoor, ek sê nie meer ek nie, ek sê, hey jy is dood vir die sonde. Sê vir jouself, hey jy is dood vir die sonde. Jy's 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Die ou dinge is verby. Alles het nuut geword. Jy's 'n nuwe skepsel. En daar's 'n paar dinge wat ek besef belangrik is, dat ek en jy weet, daar is hierdie stryd tussen die vlees en die gees. Hoekom is dit belangrik om hier ook te praat? In die Bybel leer vir ons in Jakobus 3 vers 2 so mooi. Hy sê, want ons almal struikel dikwels. Amen. Ons almal struikel dikwels. En ek besef die heel eerste ding wat jy kan doen om seker te maak dat jy in die Gees wandel en dat jy hierdie konstante oorgawe het en in toewyding leef teenoor Jesus Christus. Hier, hoor jong mense, hoor hierdie belangrike ding is, verwerp die filosofie wat sê leef vir die oomblik. Amen. Ons leef vandag in 'n wêreld waar hulle sê, jy hoef nie verantwoordelikheid te neem vir jou optrede nie. Jy hoef nie verantwoordbaar te wees vir wat jy doen nie. Hulle sê leef vir die oomblik. Eintlik in Korintiërs het hulle dit so mooi gesê, is eintlik 'n ou profeet wat hierdie gesegde gehad het in die volk, en hy het gesê, kom ons eet en drink en wees vrolik, want môre gaan ons sterf. Dit klink soos 'n bieradvertensie. Is dit nie so nie? Kom ons eet en drink en wees. En dit is hierdie filosofie van leef vir die oomblik. Wees onverantwoordelik. Jy het nie nodig om verantwoordelikheid te vat vir die gevolge van jou dade nie. Leef vir die oomblik. Môre is nog 'n dag. Voor as kind van die Here het jy 'n ander perspektief rondom die lewe. Jy sê, of ek nou eet of ek drink, wat ook al ek doen ek tot eer van die Here. Jy het 'n ander filosofie. Jy het 'n ander uitkykpunt, jy het 'n ander ambisie en te sê, ek mik hoog, ek mik nie laag nie. Iemand wat sê, ek leef vir die oomblik, sê ek mik laag. Maar iemand sê, ek leef vir Jesus, sê ek mik hoog. Ek het 'n hoër prioriteit, iets waarvoor ek leef. Ek sê, Here, ek wil U verheerlik deur my lewe. Moenie jouself mislei nie, sê Galasiërs 6 vers 7. God laat nie met hom spot nie, wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van die sondige natuur saai, sal die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. En ons almal sê amen. Dan sê hy hierso in vers 9 van Galasiërs 6, moet dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Spreuke 6 vers 27 sê die volgende: kan jy kole vuur in die vou van jou klere inhark, sonder dat jou klere aan die brand raak? Jy kan nie. En daarom is dit so gevaarlik om sonde in jou lewe te akkommodeer. En daarom was Paulus se oproep toe hy Timoteus geskryf en hy gesê, Timoteus, hoor hierdie ding.
In 2 Timoteus 2 vers 22, sê saam met my 2 Timoteus 2 vers 22. Het jy dit? OK, is maklik om te onthou. Hy sê, bly weg van die dinge wat 'n mens se lewe in gevaar stel. Hy sê, jong mense, hardloop weg van die dinge wat jou lewe in die moeilikheid kan bring. Hy sê, moenie alle, daai gedagte wat ons het in 'n wêreld waar ons leef en sê, beproef alle dinge en behou die goeie. Wie van julle het daai ding al gehoor? Wie van julle het daai ding as verskoning gebruik? Kan ek sien? Kom, wees eerlik. OK, dat daai beproef alle dinge het gepraat oor geestelike gawes. Dis die konteks waaroor dit gaan. Dit het nie gegaan oor ietsie anders nie. Is dit reg so? OK. Dis waaroor dit gaan. En ons het hierdie verskoning. Ons lewe vir die oomblik. Maar die woord van die Here sê, jy kan nie net vir die oomblik leef nie. Jy is geskep vir die ewigheid. Halleluja. En jy is geskep om God te verheerlik deur jou lewe. 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê die volgende: dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van die verkeerde. Amen. Dis God se begeerte dat ek wat moet wees? Heilig moet leef. So sê saam met my, ek mik hoog. Of ek eet, of ek drink, wat ook al ek doen, ek gaan leef tot ere van Jesus Christus. Amen. Dis my filosofie. So as ek in die gees beleef, is hierdie die uitkyk op my lewe. Dan wanneer jy sê ek lewe om God te verheerlik, dan gaan jy nie maklik sonde in jou lewe akkommodeer nie. Jy gaan nie maklik van koers af gehaal word nie, want jy het 'n uitkyk, 'n lewensfilosofie. Ek sê dit is my begeerte en dit behaag ek om God te verheerlik deur my lewe. Die tweede ding wat ek agtergekom het in my wandel met die Here, en jy kan sê amen as jy saamstem is, as jy 'n konstante, geesgevulde lewe wil leef, vry en gebreek met die vlees, is dit belangrik om suiwer vriende te vind. OK, vind goeie vriende. Verbind jou lewensloop met mense wat jou sterk maak in jou wandel met God. Amen. Hoor wat sê Spreuke 27 vers 17. Yster slyp yster, vriende vorm mekaar. En dan 1 Korintiërs 15 vers 33. Moet jou nie langer mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Wat hy eintlik sê, slegte geselskap bederf goeie waardes. En ons almal leef vanuit ons waardes uit. Dis ons oortuigings, is dit nie so nie? En daarom 'n belangrike aspek as jy 'n oorwinnende lewe wil leef, as jy in die gees wil wandel, die konstantheid wil beleef van die oorgawe, verbind jou lewensloop met ander kinders van die Here. Amen. Ek en jy ken die gesegde, as jy 'n koeltjie vat en jy vat hom weg van die vuur, wat gebeur met daai koeltjie? Hy word vinnig koud. En daarom is dit belangrik om deel van die geloofsgemeenskap te wees, om Sondag by die kerk te wees, om na die woord van die Here te luister, om toegerus te word deur sy woord. Amen. Om bedien te word deur die woord. Dit is so belangrik. Die derde ding wat ek agterkom in my wandel met God, as ek in die gees wil wandel, Dion, is dit, maak jou kop vol suiwer gedagtes. Halleluja, ek weet nie van jou nie, maar die oorlogsveld is ons gedagtes. Amen. Ons het vanoggend gehoor van ons voel en dan dink ons, en wanneer ons hier by ons gedagtes die gevoelens moet verwerk, dis waar die oorlog plaasvind, is dit nie so nie? Dis waar die stryd plaasvind, dis die oorlogsveld is jou gedagtes. Daarom sê Kolossense 3 vers 2, rig jou gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Wat bedink jy? As jy dinge van die vlees bedink, sê Romeine, gaan jy op daardie akker saai. En dis die sondige natuur en daar sal jy die vrug daarvan oes. Maar as jy die dinge bedink wat daarbo is, gaan jy vrede en vreugde saai, sê die woord van die Here, en dit oes. Amen. Jakobus 1 vers 14 sê die volgende, maar mens word verlei deur sy eie begeertes. Hou op om jou vrou die skuld te gee. Halleluja. OK. Hou op om iemand anders te blameer. Jy het die verantwoordelikheid om jou kop vol suiwer gedagtes te maak. Hy sê, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna as die begeerte bevrug geraak het, bring dit die sonde voort en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. En ons almal sê amen. Bedink. Jy maak jou kop vol suiwer gedagtes. Dit is so belangrik. Hierdie verandering van denke waarvan Romeine praat. Hy sê, laat God jou verander, deur wat? Deur die vernuwing van jou denke. Dit word eintlik bekering genoem. Jy begin anders te dink oor jouself. Jy begin anders te dink oor God en oor die lewe en oor sonde. Jy is totaal en al anders. Jy dink anders. En as jy nuut wil leef, het jy nodig om nuut te dink. Halleluja. 'n Geestelike lewe is baie meer net as oortuigings en belydenisse wat jy maak. Dit is 'n lewenstyl.
Dis nie 'n filosofie nie. Dit handel oor jou gedrag en oor jou karakter. Bedink die goeie wat daarbo is. Ek wil vir jou vra. Wie van julle ken die ou gesegde, my skoonpa het dit altyd vir my gesê, garbage in, garbage out. Ek wil vir jou geheim vertel, as jy reg hiervoor, dis waar. Dis so waar. As jy die hele tyd die verkeerde bedink, gee jy geboorte aan gedagtes, gedagtes aan begeertes, begeertes aan die sondige natuur. Amen. Vul jou kop vol suiwer gedagtes. En hoe doen jy dit? Lees die woord. En ons almal sê amen. Lees die woord. Een ding wat ek agtergekom het, as jy in 'n lewe wil wandel wat die Gees behaag, as jy wil wandel in die Gees, as jy wil sê, ek is 'n kind van God wat deur die Gees van God gelei word, ek het gebreek met my ou manier van leef, het jy nodig om te leef volgens die woord. Psalm 119 vers 9. Wie van julle jong mense ken hierdie versie? Kom aan. OK, hoor hierdie groot waarheid. En jy het baie keer al vir jouself gevra, Here, hoe kan ek dit reg kry om 'n lewe te leef wat vir U aanneemlik is? Hoe kan ek dit reg kry om te wandel volgens U weë? Hoor wat sê die woord. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur om te hou aan U woord. Amen. Deur om te hou aan U woord. Die woord is die baken. Die woord is die kompas in ons lewe. Die woord is die roetekaart vir jou en my oor hoe ons moet leef. En dis wat 2 Timoteus 3 vers 16 sê. Die hele skrif, sê saam met my die hele skrif, is deur God geïnspireer. En dit het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel. En as jy reg hiervoor, 'n regte lewenswyse te kweek. So ek het nou klaar gemaak met hierdie ou filosofie wat sê lewe vir die oomblik. Ek het op 'n plek gekom waar ek sê ek lewe vir Jesus. Amen. Ek het hierdie oorgawe. Here, U is koning van my hart, koning van my lewe. U is koning van alles. Here, ek wil my lewensloop met kinders van die Here verbind. Here, ek wil my kop vol suiwer gedagtes maak. Ek wil die dinge bedink wat vir U aanneemlik is en vir U goed is. Vra jouself, sê Efesiërs 5 af, wat vir die Here aanneemlik is. En doen dit. Vra jouself voortdurend af. Vul jouself met die woord, lees die woord. En 'n belangrike ding is, wat jy jouself moet afvra, hoe bly 'n mens in die woord? As jy nou die woord gelees het, daar's 'n paar dinge wat jy moet doen. En die heel eerste belangrike ding is, aanvaar God se woord as die autoriteit in jou lewe. Amen. As jy dit nie gedoen het, help dit niks dat jy die woord van God lees nie. Want daar's baie ander boeke daar buite ook wat insig het. Is dit nie so nie? Maar God se woord is die waarheid. En God se woord is die woord en is die koers en die lamp vir ons voete, die lig op ons pad. Ek en jy moet by daardie plek kom waar ons sê ek aanvaar die woord se autoriteit in my lewe. Want wanneer jy by 'n kruispunt staan, is dit die autoriteit van die woord wat vir jou sê links of regs. Ek ken ons daai storie van die jong meisie en die jong seentjie wat by mekaar kuier. En die jong seun het sy been op die meisie, sy hand op die meisie se been. Sy sê vir hom, Jannie, moenie. Bietjie hoor. Sy sê, ag Jannie, moenie. Bietjie hoor. En sy sê, ag Jannie, moenie stoppie. Dis juist wanneer ons by hierdie kruispaaie kom, wanneer die versoeking aan die deur kom klop, dat die woord van God die autoriteit is in ons lewe. Amen. Maar as ek nie autoriteit het nie, as ek nie gesag in my lewe het nie, as daar nie 'n woord is waar volgens ek leef nie, as dit nie 'n standaard is waar volgens ek leef nie, word ek deur elke gedagte en elke morele verval in die samelewing mee saamgesleer. En dis die realiteit waarin die wêreld is waar ons is vandag. Hoekom is ons waar ons vandag is? Van die woord van die God is nie die absolute waarheid in mense se lewens nie. Amen. Hoe hou 'n jong mens sy lewe skoon? Deur om te hou aan die woord van die Here. OK. Ek bly nie saam nie. Ek slaap nie saam voor die huwelik nie. Want die autoriteit van die woord van die Here is dat die huwelik geheilig is. Amen. Amen.
as ek nie daai standaard handhaaf van my lewe nie, word ek meer geslee met 'n alternatiewe patroon en lewenstyl wat op die einde van die dag my lewe vernietig. Amen. As jy daar was en die Here het jou uitgeruk, wat is dit? Genade. Halleluja. En die Here kan dit nog steeds vandag doen. Is die woord van God autoriteit in jou lewe? Leef jy daar volgens? Mag jy asseblief nie Susanne nie wees wat sê moenie stop nie, maar mag jy sê hier stop ek. Amen. En dis wat so noem ons dit, selfbeheersing. Sê vir jou langs jy, hey man, die gees wat in jou woon is 'n gees nie van vreesagtigheid nie, maar een van krag, een van liefde en een van selfbeheersing. Is nie ek wat my leef, maar Christus wat in my leef. Jy moet die waarhede van God nie net aanvaar as autoriteit nie, maar jy moet die woord lees. Jy moet die woord bedink, jy moet skrifgedeeltes memoriseer, dit deel maak van jou arsenaal wanneer jy in 'n geestelike stryd is. As jy in 'n stryd verkeer met die vyand wat by jou deurkom klop met versoeking, dan sê jy ek weet nie. Maar wanneer jy 'n arsenaal van woord in jou lewe het, dan kom staan jy voor die aanslag en die aanklag van die vyand en sê jy vir hom, Romeine 8 vers 1 sê, daar is geen veroordeling vir die wie in Christus Jesus is nie. Die een wie in my is groter as die een wat in die wêreld is. Die Here is my krag en my sterkte, hy sal my nooit alleen laat en nooit in die steek laat. Die woord van die Here sê, as ek onder sy heerskappy is vyand, en ek sê, Here, jy heers oor my lewe en oor my gedagtes, en ek plaas myself onder die heerskappy van God, kan ek vir jou sê, vyand, vlug, ek weerstaan jou in die naam van Jesus, en hy sal van my af wegvlug. Amen. Bewapen jou met die woord van God. Ek maak dit 'n werklikheid. So ek het 'n ander filosofie, 'n ander uitkyk. Ek lewe vir God. Nie meer vir die oomblikie, nie meer vir myself nie. Nie vir my eie begeertes nie. Ek het hierdie begeerte om God te behaag in alles wat ek doen. Hey, ek verbind my lewensloop. Ek is ingehaak saam met kinders van die Here. Ek vul my kop vol suiwer gedagtes. Ek bedink nie die verkeerde nie. Met ander woorde, wanneer ek sê ek vul my kop met suiwer gedagtes, sê dit ook die flieks waarna ek kyk maak saak. Die musiek waarna ek luister maak saak. Die gesprekke waarna ek luister maak saak. Halleluja. Dit maak saak. Dan kom ek en sê ek kan myself vul met hulle idee of met God se woord. En dan begin ek die woord van God as autoriteit in my lewe aanvaar. Ek begin dit bestudeer, ek maak dit 'n arsenaal in my lewe. En dan op die einde van die dag help dit nie net dat jy dit autoriteit het nie. Dit help nie net dat jy dit 'n arsenaal maak, dat jy dit bedink het en gememoriseer het nie, maar jy het nodig om die woord van God te begin leef. Sê saam met my, amen. Doen die woord. Sê saam met jou langs jou, doen die woord. En ek het 4 minute, dan sê ek klaar. Halleluja. Ek het nou gejok. OK. Want ek sien daar's 'n lang bladsytjie hierdie. OK. Die tweede laaste ding. Ek wil jou vanaand vra. Wie beheer jou lewe? Is julle dan sonder begrip, sê Galasiërs 3 vers 10. Julle het met die Gees begin. Wil julle nou in julle eie krag eindig? Ek vra vanaand vir jou, wie beheer jou lewe? Ons praat van die stryd van die vlees en die gees wat konstant in stryd is met mekaar, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Want ons word nog beheers deur ons ou sondige manier en sondige patrone, denkpatrone, emosies. Maar God het jou kom nuut skep, jy is nie meer 'n ou mens, jy's 'n nuwe mens in Christus Jesus. Jy het jouself beklee met die nuwe, jy bedink die nuwe, jy vul jouself met die nuwe, jy's ingehaak by kinders van die Here, jy het 'n nuwe lewensfilosofie. Ek vra vandag vir jou, wie beheer jou lewe? Galasiërs 5 vers 25 sê, ons lewe deur die Gees. Is dit vanaand jou belydenis? Is dit vanaand jou belydenis om sê ek lewe deur die Gees? Laat die Gees nou ook jou gedrag bepaal. Amen. Ek vra vanaand vir jou, onder wie se beheer is jy? Jakobus 4 vers 7 sê dit so mooi. Weerstaan die vyand en hy sal van jou afvlug. Luister gou mooi. 'n Oorwinnende lewe is nie 'n passiewe lewe nie. Is nie 'n passiewe lewe nie. Christene word vergelyk met soldate in die Bybel, is dit nie so nie? Nee, ons word vergelyk wat soldate wat diensplig doen in die vyand se gebied. Maar die vyand is oorwin. Amen.
En ek en jy is geroep om in daardie oorwinning te leef. 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 6 sê dit so mooi. Jy is geroep om in gesag en oorwinning te leef. Ek vra vanaand vir jou, onder wie se hand is jy? Onder wie se beheer is jy? 1 Petrus 5 sê so mooi, hy sê, plaas jouself in die kragtige hand van God. Verneder jouself en hy sal jou op die regte tyd verhoog. Hy kom en sê, werp jou bekommernis op my, want ek sal vir jou sorg. Die vyand loop rond soos 'n brullende leeu op soek na 'n wie kan slag en verslind en verskeer. Maar jy wees nigter, wees wakker. Maar jy wees nigter. Maar jy wees nigter, wees wakker. Wees standvastig in jou geloof. Ek wil vanaand vir jou sê, jy het nodig om hierdie ding in jou hart uit te maak. Die regte ding is nooit die maklike ding nie. Ek hoor geen amens nie. Ek sien hierdie storie in Handelinge 5. Net toe kom daar iemand en sê vir hulle, vers 25, weet julle die mans, vir wie julle in die tronk gesit het, staan daar in die tempel en hulle leer die volk. Julle het daai ouens in die tronk gesit, maar nou is hulle in die tempel en hulle leer die volk. Toe die bevelvoerder en die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was dat die volk hulle sou onder klippe steek. In Handelinge 5 vers 27, hulle het hulle voor die raad gebring en die hoëpriester sê toe vir hulle, het ons julle nie uitdruklik belet om nie die mense in die naam van die Here te leer nie? En nou lê die Here Jerusalem vol, halleluja, van julle leer. Boonop wil ons ook nog julle verantwoordelik hou vir 'n man se dood. Petrus en die ander apostels het geantwoord, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan die mens. Wanneer jy in daai moeilike situasie kom, versoeking by jou deur kom klop. 'n Ou tannie het eendag vir my gesê, opportunity knocks once, but temptation leans on the doorbell. Ding, 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 ding. Dis 'n realiteit, is dit nie so nie? Hey man. En is daar by daardie plekke, wanneer jy moet kies tussen reg en verkeerd, dan wil sê die regte ding is nooit maklik nie. Maar op die einde van die dag is dit jou hart. Ek gaan eerder God gehoorsaam. Amen. Ek gaan eerder God gehoorsaam. Ek wil vanaand afsluit met hierdie 2 mooi gedagtes. Wanneer jy vanaand hier sit en sê, ek het hierdie begeerte om in die gees te wandel, te breek met die ou manier van leef, wat hierdie konstante konflik met mekaar het, is dit belangrik om te onthou God se opdrag. Sê saam met my, ek onthou God se opdrag. Romeine 6 vers 13. Julle moet geen deel, hoor mooi, julle moet geen deel van julle liggame in diens stel van die sonde, as werktuig om die goddelose te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar wat lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God as 'n werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moenie meer baas oor julle wees nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder genade. Sê saam met my, die sonde is nie meer baas oor my lewe nie. Jy kan vanaand huis toe gaan en sê, dit was 'n nice gedagte van Pastor Jacques, die sonde moenie baas wees oor my lewe nie. Want dis wat die vleeslike Christen doen. Hy hoor die woord van God. Hy kyk in die spieël, sien die veranderinge wat hy moet teweegbring, maar stap daarvan weg en doen niks daaromtrent nie. Maar 'n geesgevulde mens hoor die oortuiging van God, hoor die woord en sê, Here, ek gaan daarop reageer. Hoekom? Want die begeerte in jou hart is om God te gehoorsaam. Amen. So onthou God se opdrag. Die sonde is nie meer baas oor jou lewe nie. En die laaste gedagte, 1 Korintiërs 10 vers 13. Hierdie is God se belofte. Ek hou vas aan hierdie belofte. Theodor, hoor hier. Hy sê, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle al oorval nie. Maar dan sit jy hier en dan dink jy, nie in my lewe nie. Nie in my situasie nie. Hoor wat sê God? God is getrou. Hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie.
As die versoeking kom, sal hy uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Sien jy, ons perspektief van versoeking is hierdie. Versoeking, sê ons, is die geleentheid om die verkeerde ding te doen. Versoeking is eintlik die geleentheid om die regte ding te doen. Dis 'n ander perspektief. En as jy regtig waar gaan mooi stil raak en stil sit oor elke versoeking, oor elke negatiewe optrede, wat jy gevoel en gedink het en uitgeleef het God altyd vir jou uitkoms gegee. Gaan sit 'n bietjie stil en kyk daarna. Dalk is dit baie keer net om die TV af te sit. Ek gaan nie kyk nie. Dalk is dit baie keer net om weg te stap uit 'n moeilike situasie uit. Dalk is dit om soos Josef te sê, hardloop weg. God gee elke keer 'n uitkoms. Hoekom? Want hy is getrou. Amen. Hy is getrou. En wanneer jy vanaand hier sit en sê, ek wil my lewensloop so leef, dat ek God verheerlik, dat ek breek met die ou manier van lewe, dan sê ons hierdie paar goedjies. Ek het 'n filosofie in my lewe. Ek lewe vir Jesus. Hy is koning van my hart, koning van my lewe. Kom jy en sê, ek verbind my lewensloop met kinders van die Here. Saam is ons sterker. Ek het mense wat vir my bid, en ek kan mense leer. Ek het mentors en mentorskap in my lewe. Ek leer. Ek groei geestelik. Ek kom op daardie plek waar ek sê, ek bedink die goeie. Dit maak saak wat in my kop aangaan. Dit maak saak die dinge wat ek inneem. Ek bedink die goeie. Ek maak die woord deel van my lewe, ek lees dit nie net nie, ek leef daarvolgens. Ek aanvaar dit as 'n autoriteit in my lewe, die standaard waarvolgens ek leef. En jong mense, luister vandag. Daardie uitdaging dat die woord uitgaan daar word om die standaard te wees waarvoor jy leef, gaan altyd daar wees in jou lewe. Die woord van God is nie oudtyds nie. Halleluja. Die woord van God is relevant vandag vir elke situasie in hierdie lewe en in hierdie tyd vandag. Ok, die woord van die Here dadelik sal ons sê, maar die woord van die Here was jare gelede geskryf vir 'n ander konteks. Die woord van die Here is relevant vir jou lewe vandag. En aanvaar dit as 'n autoriteit in jou lewe. Volgens watse standaard leef jy? Leef volgens die woord. Amen. Leef volgens die woord. Hierdie is 'n goeie akker om op te saai. Dan kom ek op die plek en ek sê vir myself, ek het 'n paar dinge uitgemaak. Ek is onder God se beheer. Ek lewe deur die Gees, daarom bepaal die Gees van God my gedrag. Ek het besef, dat om die regte ding te doen, nooit die maklike ding is nie. En dit gaan vir my iets vra. Toewyding vra opoffering. Toewyding vra dat ek die pad sal stap. Dat ek volhardend sal stap. En dan kom ek op die plek en dan sê ek, maar ek onthou God se opdrag. Ek is geskep vir 'n ander rede. Nie om hierdie liggaam in diens te stel om die sonde te beoefen nie, maar om God te verheerlik. Ek onthou nie net God se opdrag nie, maar ek onthou ook sy belofte, wat hy sê, geen versoeking sal my pad langs kom, wat my sal oorval nie, want hy is getrou, hy sal vir my 'n uitkoms gee. En as jy by 'n versoeking staan, sê hierdie gebed, Here, wys my die uitkoms. Die Gees van God is getrou. En soms is dit net common sense. Halleluja. Soms net common sense. Ek skryf hier 'n dingetjie onder neer in Engels. Destiny is not determined by chance, but by choice. Wat kies jy vanaand? En ons almal sê, amen. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastoor Jacques jou help om 'n helder lig vir Jesus in die wêreld te wees. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.